President Cyril Ramaphosa se ondertekening op 23 Julie 2024 van 3 nuwe wette hou ernstige bedreigings vir die ekonomiese omgewing in. Sodra die veelpartyregering dit begin implementeer, sal die wet op staatsverkryging, die wysigingswet op nasionale kleinsake en die wet op klimaatsverandering die koste van besigheid in Suid-Afrika verhoog, terwyl dit staatsverval versnel. Elkeen is potensieel skadelik op sy eie, en almal dra by tot 'n onheilspellende reeks wetsbedreigings waarvan die onlangs ondertekende NHI-wet, die regstellende aksieregulasies en die derde golf van BEE deel is. Besighede sal wys wees om oorweging te skenk aan die gevolge van moontlike implementering op hul bedrywighede, sowel as op implikasies vir die stabiliteit van die veelpartyregering self. Hieronder verskaf ons 'n kort oorsig van die 3 wette se belangrikste kenmerke. Eerstens, die wet op staatsverkryging. Die wet op staatsverkryging is 'n resep vir versnelde staatsverval. Dit poog om alle staatsentiteite te dwing om buitensporige premies te betaal vir verkryging, gebaseer op 'n tenderaar se ras, nasionaliteit en ander kriteria, in plaas daarvan om waarde vir geld vir die publiek eerste te stel. En tweedens, dit wil verkrygingsbeleid onder die nasionale regering sentraliseer. Die nuwe wet sal verkrygingskoste opstoot en dienslewering en staatsadministrasie ondermyn. Sy komplekse reeks voorkeurverkrygingsvoorskrifte, insluitende sogenaamde set-asides, voorafdiskwalifikasie, subkontrakteringsvoorwaardes, vereistes vir plaaslike inhoud en meer, sal die pool van beskikbare verskaffers drasties verminder en dit sal lei tot stygende koste en lae gehalte. Die kompleksiteit vorm ook die ideale dekmantel om, ons ken dit, selfbelang, korrupsie en politieke koneksies in staatsverkryging te verdoesel, ten koste van verkryging en openbare belang. Die geleenthede vir wanbesteding is enorm. Die wet is bedoel om die ou wet op die beleidsraamwerk oor voorkeurverkryging, ons ken dit as die PPPA, te vervang. En daardie wet het sy tekortkominge gehad, maar tog het dit die voordeel gehad dat dit 'n mate van perk geplaas het oor hoe die sentrale regering nie waarde toevoegende voorkeurverkryging kon voorskryf. Ten dele stel die nuwe wet ook 'n poging daar om Sakeliga se grondwet of uitspraak oor staatsverkryging in 2022 te werk, waarin ons die keuse destyds beskerm het vir munisipaliteite en ander staatsentiteite om hulle eie waarde vir geldverkrygingsbeleide te bepaal. Die wet poog nou, die nuwe wet, om te bereik wat die minister destyds nie wettiglik deur regulasies kon regkry nie. Maar tog bly dit ongrondwetlik om soortgelyke redes. Nie die parlement of 'n minister het die mag om 'n staatsorgaan aan 'n spesifieke voorkeurverkrygingsbeleid te bind nie. Artikel 2 en 7 van die grondwet ken hierdie diskresie toe aan staatsorgane self. Maar selfs dan, altyd onderhewig aan die noodsaak van waarde vir geld. Sakeliga sal die nuwe wet verder ondersoek om gepaste stappe daarteen te bepaal, as ook om normale waarde vir geld aankope met belastingbetalers geld te beskerm. Die tweede wet is die wysigingswet op nasionale klein ondernemings. Hierdie wet beweer, soos alle wette, dat dit daar is vir een of ander voordeel, in hierdie geval om klein ondernemings te ondersteun. Maar dit is in werklikheid 'n aansienlike bedreiging vir hulle en vir besigheid in die algemeen. Die wet poog om alle privaat kontrakte tussen besighede waar een van die partye 'n klein onderneming is, aan regeringsinspraak te onderwerp, in stryd met gevestigde beginsels van kontraktereg en handelsvryheid. 'n sentrale element is die instelling van 'n omboedsdiens, 'n diens vir klein ondernemings, maar met wye magte om ondersoek in te stel na klagtes en arbitrair gedefinieerde onregverdige handelspraktyke te bepaal, om die sake na die minister te verwys vir 'n verklaring van hoe hy dit wil laat oplos en administratiewe boetes op te lê. En die omboedsdiens sal deel vorm van, ons ken dit reeds, 'n groeiende netwerk van agentskappe verbonde aan die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging, wat handel reeds ernstig knel. Die wet ken oënskynlik wye magte aan die minister toe om by kontrakte en transaksies met klein ondernemings in te meng. En die uitwerking van die wet, indien dit noukeurig geïmplementeer word, sou wees om besigheid met klein ondernemings baie duurder en minder aantreklik te maak vir medium en groot ondernemings, maar ook vir alle ander klein ondernemings, wat die groeivooruitsigte vir juist die klein ondernemings wat nou
kan maar bevoordeel moet word, gaan benadeel in die bank ook groot besighede. Want dit is hoe die ekonomie werk, ons doen almal met mekaar besigheid. Dan laastens die wet op klimaatsverandering, die derde van die skadelike wette van laasweek. Hierdie ingewikkelde wet op klimaatsverandering voorsien 'n berg van nuwe staatsbeplanning, monitering en verslagsdoeningsbureaukrasie. Sy sleutelmeganisme is emissiebeperkings per besigheid, wat op sektor en subsektor vlak bepaal sal word, met wye diskresie vir die minister om produksie te reguleer, boetes op te lê en meer. Nou, die emissiebeperkings self sal bepaal word deur 'n ondeursigtige en komplekse mengsel van internasionale verbintenisse, onnoukeurige emissieskattinge en voorspellings en 'n verskeidenheid van politieke en sosio-ekonomiese oorwegings. Ons kan almal maar net raai hoe dit bepaal sal word, want daar is geen objektiewe manier in die wet nie. Aan ondernemings en betrokke sektore sal 'n limiet toegeken word, 'n sogenaamde koolstofbegroting, en hulle sal vereis word om kweekhuisgasverminderingsplanne daarvoor in te dien en dit na te kom. En die praktiese impak van die wet hang van verskeie dinge egter en gelukkig af. Dit hang af van die grootte van die spesifieke emissiebeperkings, hoe wyd die sektorale dekking strek, die toepassingsstrengheid en ook die vlakke van vrywillige nakoming. Ondernemings loop die risiko om met hoë verslagdoeningskoste en beduidende groeibeperkings opgesaal te word. Beperkings en hoër koste vir steenkool-energie hou die risiko in dat die land in 'n ernstige energietekort bly, wat die ekonomiese groei en indiensneming beperk. En onder hierdie wet kan selfs veeboerdery in die skuif van emissiebeperkings kom. Soos met alle kwotastelsels, sal daar in 'n stadium 'n tekort aan beskikbare koolstofbegrotings vir 'n sektor ontstaan. En as daardie kwota vol is, wel, die logiese gevolg van daardie uitpunt sal wees dat die sektorale emissiebeperkings dan geen ruimte laat vir die toewysing van addisionele koolstofbegrotings aan nuwe toetreders nie. En wat? Met die perverse gevolg dat nuwe besigheidsvorming verhoed word en slegs die gevestigde maatskappye in plek gehou word. Die kompleksiteit van hierdie hele raamwerk leen homself uiteindelik ook tot korrupsie, verdraaide aansporings en aansienlike bureaukratiese koste. Nou, ons sal in toekomstige ontledings meer te sê oor die wet op klimaatsverandering. Vir nou waarsku ons dat die wet se benadering wesenlike en direkte ekonomiese en sosiale skade verruil vir onsekere en hoogs betwisbare voordele. Belemmerde ekonomiese ontwikkeling, en dit is wat die gevolg van die wet sal wees, dra by tot tasbare omgewingsrisiko's, soos ontbossing, waterbesoedeling, en dan ook sosiale risiko's, soos misdaad en politieke onrus, almal deeglik aanwesig in Suid-Afrika. So ons beskou die bot gesentraliseerde ekonomiese beplanning soos in die wet voorgestel as ontoereikend. En ons beskou dit as ontoereikend weens die hoë graad van maatskaplike kompleksiteit waarmee ons hier te doen het, die wetenskaplike kompleksiteit, die uiteenlopende subjektiewe beoordelings van risiko en risikobestuur wat in 'n land onder mense, onder groepe bestaan, die uiteenlopende en die menigte ingewikkelde en gewigtige sosiale afwegings. Ten slotte, wat ons hier nodig het is weerstand teen 'n sentraal beplande ekonomie. Hierdie 3 wette en ander onlangse beleidsbedreigings is sterk herinnerings dat die staat se doel bly om 'n sê te hê oor elke aspek van die ekonomie en om alle ekonomiese aktiwiteit direk of deur indirekte regulering te beheer. Dit is 'n beproefde resep, maar vir stagnasie, vir agteruitgang en vir maatskaplike verval. Hierdie wetsneigings dui ook ongelukkig op die waarskynlikheid van volgehoue staatsverval op sommige sleutelgebiede. Ons oorweeg ons opsies teen verskeie van hierdie wetlike bedreigings. Sakeliga bly verbind tot die ontwikkeling van 'n omvattende litigasie veldtog in die openbare belang met die beste moontlike benutting van die regsprekende deel van die staat ter wille van hervorming. En terselfdertyd die bou van alternatiewe tot hierdie mislukkende staats, munisipale veiligheids- en diplomatieke strukture waar dit nodig is. Ons sal voortgaan ook om maksimum haalbare nie-nakoming van skadelike regulasies aan te moedig in die belang van 'n floreerende gemeenskap, 'n floreerende samelewing en besighede wat daardie gemeenskappe kan bedien.